Right, dis die laaste woensdag aand in die maand van Julie. Dis die 29ste Julie 2026. Hierdie jaar is halfpad. 1 Augustus begin ons met die tweede 6 maande van hierdie jaar, so ons is halfpad. En ons weet nie wat het ons mooi getref nie. Dit gaan rof. Maar dis deel van die fun. So, okay, ek het laas keer gepraat oor 'n mens met jou roeping ken en hoe jou roeping jou in oorwinning laat wandel. Né? Kan julle onthou? En toe het ek so uitgeventure en gesê, hoekom is dit dat Korintiërs nou noodwendig die derde boek is wel, na Handelinge, na die evangelies kry jy Handelinge, is die eerste boek, Romeine die tweede boek, Korintiërs die derde boek, en ek kombineer Korintiërs vir hierdie geval, maar dit is een en dieselfde klomp mense. Okay, en nou is die vraag, ons het eers gesê, hoekom is Romeine? Nou toevallig die eerste boek wat gevolg het, dat die ouens, ek het vir julle gesê, die Bybelskrywers nou gegaan het en gekyk het, het hulle gesê, okay, maar kom ons vat die langstes, sit hulle eerste, die kortstes, laaste, en so, maar die Heilige Gees het 'n ander plan gehad, die Heilige Gees het dit so bewillig, want die skrif is deur die Heilige Gees ingegee, sê die skrif, en is nuttig tot lering, en vermaning, en alles wat daarmee gepaard gaan, wat die skrif noem, en ons het laas week, of met die vorige geleentheid gepraat en gesê, weet wat, ons besef, dat Korintiërs volg nie op Romeine om dowenete nie. Romeine is by uitstek die brief van Paulus, en die boek in die Nuwe Testament, wat die evangelie opsom en verduidelik, aan die hand van al die evangelies. Ja, die geen suiker ene. Anyway, so aan die hand van al die evangelies, Johannes ingesluit, die wat op 'n geestelike basis geskryf het Paulus gekom en werklik waar aan die Romeine verduidelik waaroor gaan die evangelie. En dit het hoofsaaklik gegaan oor twee goeters. Ek weet nie of julle kan onthou nie. Ek het vir julle gesê, waar staan dit? Ons het gegrap en gesê Romeine. Dit staan in Romeine. Welkom Eilie. Het jy 'n bietjie van hierdie willes opgehad? Okay. Want hy hardloop uit. Nou kom ons by Korintiërs. En ek het net so ter inleiding laas keer gepraat oor die Korintiërs en gesê, weet jy wat, die klomp Korintiërs was, ek wil nou nie sê 'n tipiese kerk nie, want ek wil sê 'n tipiese hedendaagse kerk. Hulle was amper waar baie kerke hulle vandag bevind. En dit is dat kerke, en ek sê hierdie uiters versigtig, 'n gedaante van godsaligheid het. Maar hulle die krag daarvan lankal verloor. En as dit nie so was nie, sal Jesus nie spesifiek vir Johannes op Patmos gesê het, skryf vir die gemeentes en waarsku hulle teen hierdie goeters nie. Want elke een van daai briewe wat aan die 7 gemeentes geskryf is, sê, skryf aan die gemeentes. Nie, hy skryf aan die gemeente van Efese, skryf aan die gemeente van Sardes, skryf aan die gemeente ek probeer nou by Laodicea en daai ouens uitkom. En dan sê hy daarin, hoor wat die Gees van die Here vir die gemeentes, meervoud, sê. So die briewe van Openbaring het betrekking op al die gemeentes. Jy kry in elke gemeente die deursnee ou wat daar sit en al wat hy daar doen is, hy sit daar met 'n kritiese gees, dan is die musiek te hard, dan is een tannie vals, dan is die pastoor te langdradig, dan praat hulle te veel oor geld, ensovoorts. So, dit is interessant, die gelding kom op in hierdie stukkie waaroor ons nou vanaand gaan praat, want ons gaan nou vanaand spesifiek praat oor een spesifieke ding, en dit is, waarom is Korintiërs net na Romeine?
En die rede daarvoor is, die venturing, die ding wat venture hier, is daar's altyd 'n ding gewees oor, as ek nou kyk na Romeine, dan sien ek dat in Romeine, kom Paulus en hy verduidelik die evangelie en dan kom hy en dan sê hy, dis 'n geestelike aspek, dis 'n geestelike saak. En dan sê hy, dit gaan oor jou geloof in Jesus Christus. En dan eindig hy Romeine af deur te sê, hoe kan 'n mens lewe om heiligmaking na te streef en hoe kan jy, dis die laaste 3 hoofstukke van Romeine, hoe om heiligmaking na te streef en hoe om welbehaaglik voor die aangesig van God te wandel. En dan ewe skielik kom ons by Korintiërs, nou het ek vir julle gesê, die gemeente van Korinthe was hier in Handelinge 8, daar by vers 11 rond gestig. Paulus het gegaan na Korinthe toe, hy is besig met sy sendreise en hy land in Korinthe en hy stig die gemeente van Korinthe en die woord van die Here sê vir ons om vroeg, het hy Jode sowel as Grieke tot geloof gekry in Christus Jesus. Nou wat interessant is ons het hier met uiteenlopendes te doen. Jy het met die Jode te maak, onthou nou wat sê die woord van die Here op 'n ander plek, hy sê die Jode soek altyd 'n teken. Dis hoekom die Fariseërs altyd gekom het en gesê het, geef ons 'n teken. En dis hoekom Jesus op 'n stadium heel, en ek wil amper sê, met 'n tikkie sarkasme vir hulle gesê het, ek gee vir julle geen teken nie. Want hulle wil in die tekens glo, hulle wil in die tekens vashou, hulle wil met die tekens weghardloop, net soos wat hulle met die slang in die woestyn weghardloop het, toe die koperslang opgehef word op die paal, en almal kyk vir die koperslang en word gesond, toe skielik te word die koperslang 'n idol, toe aanbid hulle die koperslang, toe het hulle die koperslang verhef tot God status, en ewe skielik kan by die klomp Jode daai koperslang. Gaan lees, dis wat die Bybel ons sê. Maar nou sê die Here vir ek gee vir julle geen ander teken behalwe die teken van Jona nie. En dit is dat die mens vir 3 dae, die seun van die mens vir 3 dae, in die buik van die aarde sal wees. En daar gaan dit oor die teken van Jona. Jona was 3 dae in die walvis gewees, wat 'n typering is van Jesus Christus, wat 3 dae nadat hy gesterf het in die doodryk was, en in die doodryk ingegaan het met net een doel, en dit is om te triomfeer, en om te wen, en om die mag van die vyand van Satan weg te vat. Satan se grootste mag was om mense te kry om te sondig. Nou ek wil nou nie uitwy oor sonde nie, jy weet, jy kan nou sê, ja, okay, hierdie ene krap in sy neus, en daai ene doen iets anderster, en elkeen het maar sy eie sonnetjies. Ek het eendag in 'n huiser geklim by die Hooggeregshof, en toe in die huiser inklim, toe vra so 'n vroue advokaat vir my, rook jy? Toe sê ek van nee. Toe sê sy, ek hoop jy het ander sondes. Nou dis hoe mense nou maar na hulle eie optredes kyk, jy weet. So, dit gaan nie oor wat dit is nie. Die hoofsaak van alle sonde, klein en groot, is ongehoorsaamheid aan die woord van God. As jy ongehoorsaam is aan die woord van God, sondig jy. Want dan wandel jy nie in gehoorsaamheid nie. En om in gehoorsaamheid aan die woord te wandel beteken, jy moet in Christus kom. Daar is net een manier om, jy sien, wettiese onderhouding is, hier's 'n klomp reëls. Kom hulle na, dan gaan dit met jou goed. Kom dit nie na nie, dan gaan dit met jou sleg. Kom dit na en jy gaan jou oë oopmaak op 'n baie nice plek, kom dit nie na nie en jy gaan jou oë oopmaak op 'n baie droewige plek. En daar gaan dit oor wetsonderhouding, en nou is daar baie mense wat ongelukkig dwaal en dink dat hierdie wetsonderhouding, dit is die ding. Ons moet wandel volgens Vader se insettinge. Ons moet wandel volgens, ek sê nie ons moet nie. Ek sê ons moet. Maar ek sê nie ons moet nie. Ek sê ons sal. En dis die verskil. God wil nie mense in die hemel hê wat elke kort wonder of hy 'n reeltjie geoortree het nie. God wil kinders verwek, geestelike kinders verwek, wat uit hulle natuur, uit hulle goddelike natuur, in die waarheid wandel, period.
dan sal jy nie sondig nie, dan sal jy nie in ongehoorsaam wandel nie, want jy wandel in die natuur van Christus, en dit is waaroor dit gaan. Paulus probeer dit vir die mense verduidelik, maar daar's nou baie mense wat sê, ja, tot Petrus kritiseer Paulus en sê, ja, hy's 'n bietjie hoogdrawend, en hy praat 'n bietjie bo die mense se koppe, né? Ander ouens het hom uitgekry en gesê, ja, sy baie groot geleerdheid gaan hom nog na waansinnigheid dryf. Maar Paulus was gestuur na die heidene toe. Onthou nou, Paulus was by uitstek, en hy sê, die Here het my geroep as die apostel vir die heidene. Hallo, ek is heiden. Nee, almal van ons is nie Jode nie. Ons het dalk Joodse bloed iewester, want daar is so 'n konglomeraat van ondertrouery in Suid-Afrika, dat ek 'n klein bietjie Frans in my het, en ek het 'n klein bietjie Duits in my, en ek het 'n klein bietjie Hollands in my, en dan moet jy nou vir jouself sê, okay, maar wag 'n bietjie, wat is ek nou eintlik? Nee. Maar bottom line van die storie, en dan sal nou nog mense wat kom en sê, ja, ons het nog so 'n bietjie koei en of bietjie san of iets van daai aard ook in, want daar's nou 'n paar ouens wat gehou het van die andersklerige tannies. En jy weet, en daarom is daar 'n vermenging van bloed, en daar is allerhande genetika en allerhande goeders. Wie jy, al daai goed beteken niks. En die rede hoekom dit niks beteken nie is, Korintiërs sê so. Korintiërs is 'n brief wat geskryf is aan ouens. Nou laat ek net sê, Paulus het so intoe gegaan, hy het daar in die Korintiërs aangekom, het die Jode daar gekry, het die Grieke daar gekry. Die Jode soek tekens, en hy het vir hulle gesê, hou op om te kyk na die besnydenis, hou op om te kyk na die vleeslike dinge, hou op om te kyk na wat in die vlees gebeur, en kyk na wat in die gees gebeur. En dan het hy vir hulle gesê, luister, dit gaan by uitstek daaroor dat ons almal in Christus een is. En dan kom hy en dan praat hy met die Grieke, en nou moet jy onthou, die Grieke soek wysheid. Hulle die wysgeere, en hulle die slim manne, en hulle wil hê jy moet hulle oorreed. Jy moet hulle oortuig, jy moet lange gesprekke met hulle voer. En Paulus het dit gedoen. Paulus het so lank eenhand gepraat dat 'n arme ouetjie in die vensterbank aan die slaap geraak het en uitgevoeter het, en toe slat hy daaronder dood neer. Toe moet Paulus eers sy preek onderbreek, onder toe hardloop, die ouetjie opwek uit die doodheid en toe verder gaan preek. Nee. So daai ouetjie het gedink hy gaan die uitnodiging skiep, maar hy het nie. Hy's teruggeruk in 'n uitnodiging om sy hart vir die Here te gee. En baie mense het tot geloof gekom deur Paulus se prediking. Maar nou kom mense, en dit is wat in Korintiërs gebeur het, mense. In Korintiërs het ons te make gehad met hierdie samevlansing van ouens wat baie slim in hulle eie oë is, en verskriklik gaan oor hoe eroties is ek, en hoe kan ek mense charismaties aanspreek, en hoe kan ek iewers kom met my vreeslike persoonlikheid, en me and my and myself. Dit was die Korintiërs. Dis die ouens wat ge-worry het oor hulle self. Daar was 3 hoofsaaklike, ek het laas keer gesê, daar's 3 hoofsaaklike kenmerke van die Korintiërs. Hulle was vleeslik, hulle was geweldig onsedelik en het immoreel geleef en elke moontlike seksuele sonde gepleeg. In so 'n mate dat Paulus op 'n stadium sê, ek hoor van goeters wat erger is as die heidene, waarby ons hierdie goeters geleer het. So erg het hulle te kere gegaan. En dan was daar die derde ding wat natuurlik onder hulle gekry was, en dit was verdeeldheid. En die verdeeldheid het ingekom omdat daar slim Jannies was. Slim Jannies wat gekom het en 'n vals leerstelling kom verkondig het, toe Paulus sy ry kry uit Korintiërs uit, omdat die Korintiërs maar 'n taamlike klomp snaakse manne was, en Korintiërs nou daar weg is, Paulus weg is uit Korinte uit, het 'n klomp ouens daar gekom, en hulle het gekom verwarring saai. En hulle het kom sê, hoor hierso, maar Jesus Christus is nie die Jesus Christus wat Paulus verkondig nie. Daar's 'n ander Jesus. Lees 2 Korintiërs. Hy sê daar's 'n ander Jesus. Hierdie Jesus is charismaties. Hy's 'n man met baie wysheid en baie insig en baie kennis, en hy het van sy klein dae af het hy die mense in die tempels geïmpres met sy kennis en sy wysheid van kindsbeen af,
En dan het hulle Christus voorgehou as 'n orator wat mense kan oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel, terwyl dit die Heilige Gees se werk is. Terwyl Jesus Christus self sê. Julle sê Johannes die Doper was waansinnig, maar hy het nie geëet of gedrink nie. Hy het nie brood geëet nie en hy het ook nie wyn gedrink nie. Ek eet brood en ek drink wyn en ek kuier saam met die tollenaars en julle sê vir my ek is 'n vriend van sondaars en ek is 'n vraat en 'n wynsuiper. Dis wat die mense gesê het Jesus is. So hierdie ouens kom skilder 'n ander prentjie van wie Jesus is. En nou obviously het ons te maak met 'n klomp mense wat vleeslik wandel, wat dinge in die vlees probeer doen. En nou onlangs het ek so 'n bietjie van 'n gesprek gehad waar ons weet dat daar mense is wat praat oor onderwerpe uit die Bybel uit wat hulle liewer moet stil bly. Want baie keer as 'n mens 'n onderste deel van die gesig toe is, dan sien mense jou verwys. Maar as jy hom oopmaak, dan dink hulle, ons het maar net met nog 'n dwaas te doen. Jy sien, baie keer moet 'n mens as jy nie weet nie, liewerste stil bly en dan sê okay, maar ek gaan later uitvind waaroor dit gaan. Nou skryf Paulus vir die Korintiërs, vir hierdie vleeslike mense en mense wat nog nie weet waarom die streep te trek seksueel nie en wat verdeeldheid saai en hierdie een is van Apollos en daai een is van Paulus en hy kom en hy sê vir hulle, weet jy wat? Stop, wow, julle is op 'n verkeerde pad. Dit gaan nie oor Paulus nie, dit gaan nie oor Apollos nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Hy is die sentrale tema van die evangelie. Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Dis waaroor dit gaan. En nou kom hy en dan sê hy vir hulle, ek kan nie, hy skryf vir hulle spesifiek in Korintiërs en sê hy vir hulle, ek kan nie met julle praat soos geestelike mense nie, want julle is nog te vleeslik. En dan sê hy vir hulle, dan sê hy, julle is klein kindertjies in Christus, julle is geestelik klein, julle is nie opgegroei geestelik nie. Ek moet julle nog met melkkos voer. Ek kan nie vir julle vaste geestelike spys gee nie, want julle kan dit nie hanteer nie. En dan skryf hy vir hierdie klomp ouens, maar wie is hulle? Hulle is 'n gemeente, hulle het tot bekering gekom. En daar was 'n ander baie bekende, positiewe kenmerk van die Korintiërs. Die genadegawes van die Heilige Gees het onder hulle gewerk. Die Here het hulle kragtadig gedoop met sy Heilige Gees. Daar's van hulle wat in tale gepraat het, daar's van hulle wat geprofeteer het. Al die gawes het geoperate in hulle byeenkomste. Maar hulle het nie 'n koek en kloe gehad waaroor dit gaan nie. En toe moes Paulus hierdie briewe skryf. Nou Paulus het nie net 1 Korintiërs 1 en 1 Korintiërs 2 geskryf nie, hy het vir die Korintiërs 5 briewe geskryf. 3 van die briewe het ons nie. Ons het hierdie 2. En dit is nie die oorspronklike geskrifte soos wat Paulus hulle geskryf het nie, dit is baie daarvan. Maar hy skryf vir hierdie klomp mense en hy sê vir hulle, ouens, kom uit julle vleeslikheid uit. In Romeine verduidelik hy baie mooi, dat daar is hierdie stryd tussen die vlees en die gees. En hulle wat deur die gees van God gelei word, is kinders van God. En hulle wat geestelik lewe, lewer die geestelike vrugte op. Maar hulle wat dit nie doen nie, lewer vleeslike vrugte op en die einde daarvan is die dood. Nou kom hy hier en dan sê hy hierso vir hierdie ouens in Korintiërs. Hy sê, wel hoor die ouens, julle moet uit julle vlees uitkom. Besef dat dit gaan glad nie oor die vlees nie. Besef dat dit gaan oor Jesus Christus. Want dit gaan nie oor hoe goed ek is en hoeveel ek die wet onderhou en wat ek alles nakom ensovoorts nie. Dit gaan oor, is ek 'n wedergebore kind van God? Is ek in Christus? En dan kom hy en dan sê hy, ons oorwinning oor die wêreld. Hy sê, en ek gaan nou daaroor praat, want dit is waaroor vanaand se ding gaan. Hierdie is vir my 'n bietjie inleiding. Dan sê hy vir hulle, ons oorwinning oor die wêreld is juist dit. Ons geloof in Jesus Christus. Dis ons oorwinning. Dis hoe ons oorwin. Omdat ons in Christus glo, omdat ons glo dat hy die Seun van God is, omdat ons glo dat hy gestuur was in die volmaaktheid van tyd deur die Vader, om na hierdie aarde te kom, om die mense, die ganse mensdom met God die Vader te versoen. Dit was die doel waarmee Christus gekom het, om God die Vader met die mens te versoen. Dit is 'n
dit is 'n baie intense saak. Want as ons nou net 'n bietjie dink, al die mense lewe op 'n menslike vlak. Hulle dink hierdie lewetjie is alwaaroor dit gaan. Vandat ek my eerste kwee gekwee het, totdat ek die dag my kop neerlê en sterf, dis waaroor dit gaan. Terwyl Jesus Christus, hulle met die Vader en God is Gees. En niks in die vlees kan hom behaag nie. Net as jy in die Gees is, kan jy God behaag. Die woord van die Here sê vir ons dit. Hy sê, niks wat in die vlees is, kan God behaag nie. Ek kan met my vlees doen wat ek wil. Ek kan hom pynig. Ek kan myself kos ons sê, wat ons vasnoem. Ek beïndruk nie God met my vas nie. Kom ek julle nou reg help? Terwyl ons nou oor geestelikheid wil praat en oor geestelike, want baie mense sê, nee, kyk man, Jesus Christus het gesê, hierdie geslag gaan net uit deur vas en gebed. En dit is toe hy daai kind vrygemaak het van die bose gees wat hom getuister het, wat die disippels nie kon doen nie, net nadat Jesus van die berg van verheerliking afgekom het. Nou daai geval, nou gryp hulle dit, dan sê hulle, jy weet, ek het hierdie probleem. Nou punt nommer 1, wie sê vir jou, okay, nou hierdie is nou 'n probleem wat val onder die vas en gebedding, of hierdie probleem is nou een wat jy net oor kan bid, of hierdie is net wat gaan self weggaan? Hoe weet jy? Jy sien, dit help nie 'n mens is oppervlakkig, soos wat Paulus hier vir Korintiërs skryf nie. Hy sê vir hulle, ek kan nie met julle praat soos geestelike mense nie, want julle het nie 'n idee waaroor die geestelike dinge gaan nie. Ek moet julle nou eers weer leer wat die geestelike dinge is, sodat julle kan besef wat die geestelike dinge is. En dan kom hy, en ek wil net fast forward gou, dan kom hy in 2 Korintiërs en dan sê hy vir hulle, weet julle wat? 2 Korintiërs 10. Want hoewel ons in die vlees loop, alhoewel ons in die vlees leef, alhoewel ons in die vlees wandel, sê die ou 53 vertaling, voer ons nie die stryd volgens die vlees nie. Alhoewel ek elke dag wakker word, my oë oopmaak, die sonsopkom sien, die voeltjies hoor fluit, en hierdie nuwe dag instap, en my 12 planke te werk, en vanaand moeg my liggaam in die huis insleep, en op 'n bed neerval, en sê, dankie Vader, hierdie dag is verby. Alhoewel ek daai vleeslike lewe lei, is dit glad nie waaroor dit gaan nie. En dit is wat hy hier so in 2 Korintiërs 10 sê. Hy sê, alhoewel ons so wandel, is dit nie waar ons stryd lê nie. Ons stryd lê nie in die vlees nie. Ons stryd lê in die gees. Dan kom hy en dan sê hy, vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslike wapens nie, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp. Hy noem 'n klomp goeters hierso. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en aan die woord, want Christus is die woord. Vers 6, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer hulle gehoorsaamheid volkome is. Wanneer is my gehoorsaamheid volkome? Wanneer ek in God se geregtigheid wandel. Is my gehoorsaamheid volkome? Nou Dani, nou gaan jy vir my sê, okay, my ander uit, dink jy sondig nie? Nee, ek sondig. Ons almal sondig. Want as ek nie sondig nie, dan lieg 1 Johannes en Petrus. Want daar so sê die woord van die Here vir my, as iemand sê hy het nie sonde nie, dan bedrieg hy homself. En dis die waarheid nie in hom nie. Elkeen van ons sondig, al is dit net omdat ek vir 'n interstedelike projektiel vies raak omdat hy deur 'n rooi lig voor my injaag en amper 10 mense in die ewigheid instuur. Nee? Nee? Okay, ek wil nou nie hoor wie daai sonde nie, kom ons gaan aan. Ek het net een genoem wat ek weet baie mense het. Die punt van die saak is, ons almal sondig, maar ons sondig nie opsetlik nie. Ek hardloop nie nou hier opsetlik en kyk wie kan ek haat en wie kan ek vermoor en wie kan ek enigiets aandoen nie. Ek wandel en ek val in vleeslikheid. Ek is nie waaksaam genoeg soos wat hy in die Korintiërs waarsku nie.
sê dit. Korintiërs waarsku ons moet waaksaam wees En bid. en kyk dat ons nie deur die duiwel met 'n slap riem gevang word nie. Amen. Want dis wat hy hier in Korintiërs sê. Hy sê in Korintiërs, hy sê sodat die Satan julle nie sal bedrieg nie, want ons is maar al te vol bekend met sy planne. So wat Paulus hier vir ons wil sê is, as ons kinders van God is en ons wandel in die Gees, en ons laat ons lei deur die Heilige Gees, en ons is in Christus, is die duiwel se planne nie vir ons onbekende planne nie. Actually is die duiwel 'n bietjie boring. Dis waar. Want weet jy wat, hy kom altyd met dieselfde triks. Dis waar. Maar weet jy hoekom? Want almal val vir dit. Dis die hele probleem. Nee. Ek gaan nou daarmee praat as ons nou 'n bietjie kom by die geestelike oorlogvoering, en hierdie is nie 'n gesprek wat ons in een aand gaan klaar gesels nie, maar geestelike oorlogvoering is kardinaal van belang. Want wat Paulus vir ons probeer sê is, mense, jy wandel in die vlees. En as jy nie in die gees, alhoewel jy in die vlees wandel, moet jy jou deur die Gees laat lei. Want hulle wat hulle deur die Gees laat lei, is kinders van God, sê die skrif vir my. Nou as ek my deur die Gees laat lei, dan gaan 'n paar goeders gebeur. Ek gaan hoor wat die Gees vir my sê. Ek gaan hoor wat Jesus Christus vir my sê. Ek gaan hoor wat die Vader vir my sê, want al drie praat met my. Nie net een nie. Want hulle is een, en hulle is eenstemmig. Dit sê die Bybel ook. Hy sê daar is 3 wat getuig in die hemel. Die Vader, die Seun en die Gees. En hulle is almal eenstemmig. Hulle is een. Hy sê nie eenstemmig nie, hy sê hulle is een. Hulle is een. Maar God kommunikeer met ons. God kommunikeer met ons op verskillende maniere. En as jy oor 'n bot toe is, sal hy 'n donkie gebruik. Maar hy sal iets kry om met jou te praat as hy moet. Niks gaan God verhoed om sy boodskap vir jou oor te dra nie. Dan die tweede ding is, as ek in die Gees wandel, gaan die Heilige Gees dit onder my aandag bring, wat die strategie van die duiwel is, in sy aanvalle teen my. Moenie dink ons gaan nie aangeval word nie. Die dag toe jy wedergebore is, het jy prime target geword van die duiwel en sy trawante. Want sy hele doel is, om jou wedergeboorte en jou saligheid te beroof, dat jy hel toe gaan. Omdat hy weet, hy is reeds veroordeel, en hy is reeds bestem vir die hel. En onthou nou, hy was van meets af, was hy jaloers. Van meets af was hy afgunstig. Van meets af het hy gesê, ek wil eerder die aanbidding self hê, en dit nie vir die Vader gee nie, ek wil dit hê. Dis hoekom hy ook met sy finale poging met Jesus Christus vir hom gesê het, okay, ek gee jou al die siele waarvoor jy kom sterf het op hierdie aarde. As jy net voor my sal buig en my sal aanbid. Jy sien, vir die duiwel gaan dit oor wie aanbid jy. En weet jy wat? Dis 'n simpel toets. Ek aanbid hom wie ek volg. Geestelik is dit die beginsel. Daar's nie 'n middelpad nie. Of ek volg Christus, of ek volg hom nie. There's no in between. Daar's nie grys area hier nie. Ek gaan nie maar sê, okay, ek hoop maar die Here is nou nie te kwaai met my en sien my oor en laat my na my hemel toe gaan ongeag alles wat ek doen nie. Sorry. By die Bybel is daar 'n maarpaadjie, die dun weg en daar's 'n breë pad. And either you're on the one or you're on the other. Daar's geen ander plek nie. En nou ongelukkig begin Paulus vir hierdie klomp Korintiërs sê, ouens, moenie die genadegawes van God ligtelik opneem nie. Moenie met die geestelike dinge speel as jy nie daarvan weet nie. Moenie dit verkeerd toepas nie. Moenie dit wat God aan julle gee, vir julle eie voordeel aanwend nie. Kyk vir Simon die towenaar toe hy sien wat hierdie ouens doen, mense gesond maak, toe sê hy, ek wil dit ook hê. Ek kan baie geld daarmee maak. Nou dit is ook een van die probleme gewees met die Korintiërs.
En ek sê vir jou, baie Suid-Afrikaanse kerke is vandag presies waar die Korintiërs was. En dan gaan jy, nie net Suid-Afrikaanse kerke nie, wêreldwyd. Een van die dinge wat hulle Paulus oor uitgekry het, is omdat hy verniet gebly het, en verniet gepreek het, en verniet in die lering gegee het, en verniet die evangelie verkondig het. Toe sê hulle vir hom, jy's cheap, jy's oud, jy's 'n ou apostel, jy's uit die oude doos. Want baie van die vals leraars wat gekom het, met 'n groot gewaad en vreeslike oorredingsvermoë gekom, en aan die ouens 'n vals leerstelling, dit was nie volgens alles wat ek kon sien oor dit, was dit nie 'n hele nuwe evangelie met ander dinge nie, dit was net 'n diversion van die waarheid af. Nou my pa het eendag vir my gesê, toe hy vir my vra, waar was jy, en ek met 'n lang storie kom soos Pieter Tennyson, ek mag sy naam noem, want hy gaan vir jou Durban om Johannesburg toe vat van die Kaap af. Toe ek moet so 'n pad na my pa toe kom daai aand om vir hom te vertel waar ek was, toe sê hy vir my, Andre, Strydom, 'n halwe waarheid is 'n hele leuen. Dis die waarheid. Ek het dit baie. Né? Dis waar, hè? So jy kan die waarheid net 'n klein bietjie verdraai en dan is jy in 'n leuen. Dan lewe jy 'n leuen. En dit is waar teen Paulus die Korintiërs waarsku, en dan sê hy vir hulle, ouens, julle is prime targets. Julle is prime targets. Julle besef nie een belangrike ding nie. En dan gaan na 1 Korintiërs toe, gaan na Korintiërs toe, 1 Korintiërs sowel as 2 Korintiërs, 3 keer, druk Paulus dit op hulle hart en sê vir hulle, ouens, Jesou, julle liggame behoort nie aan julle nie. Dis nie julle sinne nie. Christus het dit met sy bloed gekoop. Julle behoort nie aan julle self nie, julle is tempels van die Heilige Gees. Die eerste keer sê hy, julle is 'n tempel van God, en die Gees van die Here bly in julle. Die tweede keer sê hy, julle liggame is tempels van die Heilige Gees, en wie die tempel skade aan doen, God sal hom skade aan doen. En die derde keer kom hy weer in 2 Korintiërs 6, en hy sê vir hulle, ek kan nie vir julle genoeg sê nie. Kom uit die vlees uit, dit behoort in elk geval nie meer aan jou nie. Dis God se. Jy kan nie daarmee maak wat jy wil nie. Hy sê dit uitlik. Hy sê, die Gees van die Here woon in julle, en daarom kan julle nie maak wat julle met julle liggame wat julle wil nie, want dit behoort aan die Here. Amen. Jy sien, dit gaan oor, kom uit die vlees uit. Want hierdie ouens het hulle self opgepaf en gesê, me, I, and myself. En dit is nie waaroor dit gaan nie. By God gaan dit nie oor wie jy is nie. By God gaan dit oor die evangelie van Christus. En dit gaan oor sy seun. Nee. Hy sê, hulle wat sy seun aanneem, die Vader sal hulle aanneem. Hulle wat die seun verwerp, die Vader sal hulle verwerp. Ek meen, dis Bybel soos wat Bybel is. Nee. Nou goed. Dis die ding die dinge waarmee Paulus in Korintiërs te doen gehad het, en dit was so erg, dat Paulus op 'n stadium net opgepak het en gewaai het. En toe sit hierdie klomp Korintiërs met 'n hengse klomp vrae, en die leermeester is weg. En toe skryf hulle vir hom 'n brief. En dis hoekom Paulus in 1 Korintiërs sê, ek wil net vir julle hierdie stukkie vertel, en dan kom ek by die vraag wat julle vir my gestel het in julle brief, en dan begin hy met dit deel. En as jy gaan kyk, waaroor het dit gegaan? Dit het gegaan oor verdeeldheid, dit het gegaan oor vleeslikheid, dit het gegaan oor seksuele sedelikheid en die huwelik, dit het gegaan oor afgods aanbidding, en as ek vleis eet wat aan 'n afgod geoffer is, en wat die impak daarvan op 'n mens is, en sulke goeters waar hulle vir Paulus getuister het. En hy het hulle almal pragtig mooi geantwoord, in groot liefde, het hulle geantwoord, maar vir ons wat vandag daarna kyk, en Korintiërs vat, en Korintiërs lees, en hy sê baie lank nie, 1 Korintiërs het 16 hoofstukke, so is nie 'n vreeslike lang boek nie. Jy lees hom vinnig deur. Dan gaan jy agterkom, al die goeters waaroor dit gegaan het, was die heeltyd goeters wat in die vlees
gebedryf was, in die vlees gebedryf was, en Paulus moes die hele tyd hulle opkrank en vir hulle sê, ouens, julle het die groot prentjie misgekyk. Want dis waar dit eintlik oor alles gaan. Dis eintlik waar die helm is waaroor dit gaan. En nou dink ek het ons 'n fondasie neergelê waarby ons kan kom. En dit is, hoekom is daar so iets soos geestelike oorlogvoering? Wat is geestelike oorlogvoering? Nee. Wie van julle weet wat is geestelike oorlogvoering? Dit is wanneer jou gees en jou vlees teen mekaar beklei. Nee, dis jou innerlike stryd. Of dan die geestelike oorlogvoering is wanneer jy bid en jy praat met die Here en jy kan ek sê, jy fight jou battles deur middel van die Here se hulp. Jy kom nou by my sang uit, maar dis nog nie, gebed is nie geestelike oorlogvoering nie. Gebed is my kommunikasie met hoofkantoor. My gebedslewe is, waar staan ek in verhouding tot God? En hoe is my verhouding met God? Het ek toegang tot hom? Is ek in sy teenwoordigheid? Is hy by my? Dis waar my gebedslewe inkom, want dit is my skakeling met die Godheid. Nee. En daarby kom aanbidding, en ek wou eintlik vanaand oor aanbidding gepraat het, maar toe dog ek myself, ek dink, aanbidding gaan pragtig mooi hieroor volg. Want ware aanbidding is nie, as ons praat van true worship, as jy nou vandag vir 'n persoon sê, what is worship? Dan sê hulle vir jou, Sondagoggend, kom na ons kerk toe, dan wys ons vir julle wat is worship. Almal se hande is in die lug, en ons prys die Here, en ons, dis nie worship nie. Dis nie worship nie. Worship is jou diepe verootmoediging voor die aangesig van God en die lewe in gehoorsaamheid aan God. Elke dag, elke tree wat jy elke dag gee, is veronderstel om worship te wees. And that's what God is looking at. Hy kyk, hoe wandel jy? Wie kan kom op sy heilige berg? Iemand nie. Nee, die skrif sê, hy vra die vraag, wie kan kom op die Here se heilige berg? En dan antwoord hy, dan sê hy, hulle wat? Suiwer van hart is en rein van hande is. As jou hart reg is en jy handel volgens die welbehae van God, handel deur wat te doen. Waaroor gaan dit by Jesus Christus? Ek wil vir julle, ek weet ek spring 'n klein bietjie rond, maar verdra my, want hierdie ding brand in my hart. Waaroor gaan dit by Jesus Christus? Hy sê dit gaan eendag wees soos, en dan sê hy gaan sê, gaan weg van my af. Want toe ek in die hospitaal was, het jy my nie besoek nie. Toe ek in die gevangenis was, het jy my nie besoek nie. Jy het nie vir my klere gegee toe ek naak was nie. Jy het vir my kos gegee toe ek honger is nie. Jy het nie my nie geherberg toe ek haweloos was nie. En dan sê hy, en julle sal sê, maar waar het ons u ooit naak gesien en honger en dan sê hy, as julle dit aan die geringstes van my koninkryk gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Waaroor gaan dit by God? Dit gaan by God oor 'n wandel en 'n handel wat nou georiënteer is deur die geestelike impak in jou lewe. God het nie vir ons die Heilige Gees gegee oor dowe neute nie. God het ons nie gesê, maar julle moet deur die Gees gelei word om dowe neute nie. Want as ek deur die Gees gelei word, gaan ek al hierdie goeders doen. Want die Gees van die Here gaan vir my sê om dit te doen. Die Gees van die Here gaan vir my sê, help daai man. Die Gees van die Here sal vir my in die nag wakker maak en sê, daar's 'n ou in die naam van Kosie in die gevangenis, gaan besoek hom. Ek ken baie sulke getuienisse van mense wat God se Gees in die nag besoek het en vir hulle gesê het, ry daarna toe, jy gaan so ou daar kry, net soos wat Jesus Christus gedoen het toe op die aarde gewandel het. En dan gaan die ou en dan waaragtig, dan kry hy presies waar die Gees van die Here van hom gesê het. En dan doen hy wat hy moet doen in gehoorsaamheid aan God. Dit is die wandel wat God soek.
Hy sê ek soek, die Vader soek hulle wat my in gees en in waarheid aanbid. Waaroor gaan daai stukkie? Jesus praat by die put met die vrou, die Samaritaanse vrou, en hy sê vir haar, ons gaan nie meer in die tempel aanbid in Jerusalem nie, dis vir die Jode, en ons gaan nie meer hier op die berg aanbid, dit is vir die heidene nie. Hy sê, maar God soek aanbidders, ware aanbidders, wat hom in gees en in waarheid aanbid. Right, op die berg is 'n tempel, in Jerusalem is 'n tempel. Waar is die tempel van die derde een? Gerard, jy's wakker. Skerper as 'n kwartpot. Is ek nie die tempel van God nie? Amen. Is my liggaam nie die tempel van die Heilige Gees nie? Dan is alles wat ek in hierdie tempel doen aanbidding. Vandat my oë oopkom in die oggend tot my oë toegaan in die aand, is ek besig met aanbidding. Amen. En as ek 'n ou in my hart verwens, is ek nie besig met aanbidding nie. En nou kom hy hier en hy maak 'n gewag daarvan, en dit is nogal, as jy dit lees, en lees mense dit baie keer 'n bietjie oppervlakkig. Maar nou kom Paulus en dan skryf hy hier in die Korintiërs, en sê hy, as julle iemand vergewe, sal ek hom ook vergewe, want ek wil nie hê daar moet verdeeldheid wees nie, ek wil nie hê daar moet ongelukkigheid wees nie, ek wil nie na julle toe kom soos in die eerste geval nie. En hoe weet ons, daai eerste besoek van Paulus aan Korintiërs was disastrous. Dit was amper soos party van ons daar. Wie hoe erg was dit in hierdie ouens se tyd? Ek kyk nou vir Janieke en nou dink ek aan die hof. Nou dink ek wie dit was, want een van die goeters waaroor hulle vir Paulus skryf is hofsaake tussen Christene onder mekaar, waar hulle mekaar hof toe sleep, né? En wil hê die mense moet toegesluit word en allerlei dinge moet met hulle gebeur en aardse regters moet oor hulle uitsprake lewer en te kere gaan. Dit was so erg dat die heidense regter die mense uit die hof uitgejaag het en vir hulle gesê het, uit my hof uit, ek gaan nie as julle saak entertain nie, dis nou van die rolskrap, go, you're not welcome in my court. Dis hoe erg dit was in hierdie tyd. Hierdie ouens het so banaal te kere gegaan dat tot die aardse regters het kritiek oor hulle gehad. Nee. En weet jy wat? Dis waarvan Paulus skryf. Hy sê, yes, moet ons nie dan maar eerder omdat ons kinders van die Here is, maar daai bietjie ongeregtigheid verduur en lydsaam wees ter wille van Christus nie. Nee. Nou kom die skrif, die hele ding van Korintiërs in perspektief, en nou kan jy by jouself sê, okay, maar wag 'n bietjie. Hierdie ouens was nie ouens wat deur die Gees gelei was nie. Hierdie ouens het vleeslik rondgehardloop en net wanneer hulle 'n kleur van geestelikheid moes hê, dan trek hulle gou 'n geestelike baadjie aan en dan begin hulle met mekaar redeneer oor allerlei fynere tegnieke van die woord. Nee, dis waaroor Korintiërs gegaan het. Maar die rede hoekom dit in die Bybel is net na Romeine, is sodat ons, nadat ons nou in Romeine gesien het, dat weet jy wat, ons moet in die Gees wandel, en ons moet deur die Gees gedryf word, en ons moet deur die Gees gelei word, moet ons nie 'n kleed van godsaligheid kry, en weet jy, die Here gee sy gawes onberoulik, sê die skrif. Nou kom hierdie mense tot bekering, hulle gee hulle harte vir die Here, en die Heilige Gees vul hulle, en hulle begin in tale te praat. Nou, as jy nou môre, Sondag, dan kom die Here nou nie en sê, okay, nee, wag 'n bietjie. Ek vat my geskenkie terug. Jy verdien hom nou nie meer nie. Nee, die woord van die Here sê vir my, God gee onberoulik. So jy sal mense kry wat in tale praat, wat in sonde leef. Dis die realiteit van die saak. En daai arme ou gaan, omdat hy in tale praat, dink hy's reg, hy's okay. Hy kan met daai sonde pleeg. Jy weet, daar kom 'n punt waar die Heilige Gees van jou af gaan wegtrek. En dis 'n punt waar Saul dit nie eens geweet het nie. Saul, die skrif sê, en Saul het nie geweet dat die Heilige Gees hom verlaat het nie. Daai salwing
van die Heilige Gees wat op hom gekom het nadat hy gesalf was as koning, het net eendag gediepaard. Want wat was Saulus? Ons het dit bespreek in hierdie huiskerk. Saulus was by uitstek 'n man wat in die vlees gewandel het. Saul was by uitstek die koning wat gesê het, ek is koning. The house of Saul, die huis van Saul sal bly staan en sy kind moet eendag die koning word na hom. En nou praat ons nou ongelukkig van Jonathan wat Dawid se sielsgenoot was. Nee? En Jonathan het nie koning geword nie, hy het saam met Saul gesterf. Hoekom? Want as God gesê het, daai huis is ek mee klaar, dan is hy met hom klaar. Dis die realiteit van die saak, dis hoekom hierdie goeders in die Bybel staan. En as ons nie daarna kyk en ons begin 'n heilige vrees vir God kry nie, is daar iets met ons fout. Because wat die woord van die Here sê vir my, moenie mense vrees wat jou kan doodmaak nie. Vrees eerder hom wat jou siel in die hel kan werp. Dis waar die probleem lê. Nee, dit gaan oor die geestelike aspekte, dit gaan oor die gees. Nou kom ons by geestelike oorlogvoering. Hoekom is daar geestelike oorlogvoering? Ek het laat begin, so ek wil nie te veel tyd mors nie, maar dankie Dani vir jou inset oor wat geestelike oorlogvoering is. Maar geestelike oorlogvoering is wanneer jy letterlik begin om hierdie vyand waarvan Paulus hier skryf in Korintiërs, hier waar hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte, teen duiwels, teen owerhede en principalities. Dis waar ons stryd lê. Mense wat met snaaksighede teen my kom en allerlei goeters teen my doen en dink hulle is snaaks, is maar net gesante van die Satan. Want hulle is instrumente wat hulle self beskikbaar stel, sodat die duiwel hulle kan gebruik om ander mense se geloof tot 'n val te bring. Dis al wat hulle doen. En die duiwel is maar al te bekend. Dis hoekom Paulus vir ons sê, ons ken sy planne. Hy sal kyk of hy verdeeldheid in 'n huis kan bring. Want verdeeldheid is 'n stronghold. Nou weet ons wat sê die woord van die Here, ons het dit net nou gelees. Hy het gesê, want ons wapens is kragtig in die Here om vestings neer te werp. Verdeeldheid is 'n vesting. Onvergewensgesindheid is 'n vesting. Bitterheid is 'n vesting. Dis nie net 'n vesting, dis 'n gees. As 'n gees van bitterheid van jou beet gepak het, boetie, dan moet jy die Here se aangesig soek dat hy vir jou vrymaak daarvan. Gees van vrees. By Christus was daar nooit plek vir vrees nie. Hy het elke keer gesê, waarom is julle so bang? Of hy het vir hulle gesê, vrede vir julle, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Hoekom het Jesus by uitstek hoeveel keer gesê, moenie vrees nie? Want vrees is 'n stronghold. Jy kan nie glo as jy vrees nie. Want as jy vrees, het jy nie vertroue in God nie, want God vat vir jou by vrees verby. Hy vat vir jou by enige van hierdie goeders verby. Hier is 'n paar van die planne van die duiwel, ek spring nou maar weer. Né? Moedeloosheid. In depressie. As 'n gees van moedeloosheid en depressie jou beet gepak het, boetie, soek jy aangesig van die Here, want daar is 'n ernstige geestelike geveg op jou. En waar is die wapens waarmee ek dit moet veg? Waar is die geestelike wapens waar ek dit moet veg? Die Heilige Gees. Die spreek in tale, want hy sê, hy wat in 'n taal spreek, stig homself, hy versterk hom in die Here. As ek in 'n taal spreek, versterk ek my in God. Herbevestig ek my posisie by die Here. En dan is daar nie plek vir moedeloosheid nie. Dan is daar nie plek vir depressie nie. Depressie by uitstek is een van die wapens van die vyand. Hoeveel mense het selfmoord gepleeg as gevolg van depressie? Hoeveel mense glo nie in God nie en hulle verwerp God, draai hulle rug op God omdat hulle in depressies ingaan? Want wat doen hy?
Hy maak dat jy jou oë van God afhaal en jou oë sit op die omstandighede en dan bring hy moedeloosheid en depressie in die prentjie in en daar sit jou turf. Volgende een, chaos, verwarring en vrees. Ek het nou net oor vrees gepraat. Chaos en verwarring, waar verdeeldheid is, kan die gees van die Here nie wees nie, want die Here se gees bring eenheid. Die Here bring by mekaar, hy verstrooi nie. Afskeiding en isolasie. Eso. Jy kan getroud wees met iemand wat jou so isoleer, dat jy naderhand nie meer een pel oor het nie. Jy kom ook nie by jou ma en pa nie, jy kom ook nie by jou familie nie, want weet jy wat? Anderster gaan jy vanaand saam met die hondjie slaap. In Desember is klaar geboek, ons gaan saam met haar pelle of haar familie of wat ook al, en jy word heeltemal geïsoleer. Ag, moet ons Sondag kerk toe gaan? Ek het vir my vriendin gesê ons sal by hulle kom braai. Daar gaan ons braai. Hier braai ons. Isolasie is 'n vyandswapen, is 'n wapen van die vyand, 'n geestelike wapen van die vyand, en as ek nie weet watter wapens het ek nodig om daarby verby te kom nie, het ek 'n probleem. Waarom sê die woord van die Here vir ons, moenie die onderlinge byeenkomste nakom nie? Hê fellowship met julle medemense. Weet jy wat, want die Here gee vir hom 'n woord om vir my te gee van bemoediging. Hoekom sê Paulus, ek het altyd die regte woorde om mense moed in te praat. Hoekom? Want die gees van die Here gee vir hom dit en dan bring hy hom by die mense wie moet ingepraat word. Nee, en weet jy wat? Baie keer is dit net daai woordjie wat die Heilige Gees in iemand se hart drop. Die Heilige Gees weet wie gaan Sondag in die kerk sit. Nou vlieg iemand, het sy Mary Ann of Hailey op en gaan staan dan daarvoor en sê, die Here se Gees het vir my 'n woordjie gegee, ek gaan dit net gou met julle deel, kom ek lees net vir julle hierdie versie. En iemand wat daaronder sit, kry 'n woord. That's what it's all about. Pastoor se preek is vir die hele gemeente, en dit is tot lering en opbouing en stigting van die gemeente ensovoorts, maar iemand wat daar sit het dalk net daai intense, intieme woord nodig, en iemand gee dit vir hom. That's what it's all about. Dis wanneer die gees begin operate en ons nie meer in die vlees wandel nie. Dit gaan nie oor, ag kom, sluit by my groepie aan. Ons is die ouens wat elke tweede maand moet ons Porsches by mekaar kom by die klub en bla bla bla. Ek mik nie op jou nie, man. Jy bou hulle net, en maak hulle vinnig. maar weet jy wat? Punt van die saak is, dis vleeslik. Dit is, en as die duiwel jou kan kry om in die vlees te wandel, as die duiwel jou kan kry dat jou vleeslike begeertes en jou vleeslike hinkeringe die oorhand kry, hoekom dink jy skryf Paulus in die Bybel wat hy skryf? Hy sê by uitstek in Korintiërs se snaakse ding. Hy sê nou praat ek met die ongetroude mense. En dan sê hy, dis nie die Here wat nou praat nie, dis ek. En dan sê hy, maar ek weet dat dit ook wat ek nou vir julle gaan sê. Ek vir julle onder die inspirasie van die Heilige Gees sê, want ek het al hierdie ervarings deurgegaan. En dan sê hy vir hulle, weet jy wat? Ons lewe in die laaste dae. En dan sê hy vir hulle, hoor hierso, bly by gehoorsaamheid aan God se woord. Moenie afwyk van God se woord af nie. Hy skryf snaakse goeders, lees Korintiërs, dis julle huiswerk, gaan lees 1 Korintiërs en 2 Korintiërs, 2 Korintiërs is nog korter. Dis sommer 'n vinnige boekie, dan sê jy met hom klaar. Maar 2 Korintiërs bevat die klimaks van die 2 boeke, want in 2 Korintiërs kom hy en dan sê hy, mense, besef net een ding, dat as jy in die vlees wandel, het jy klaar die stryd verloor. Want dan kan jy nie geestelike oorlogvoering doen nie. Want dan gaan jy met menslike wapentuig kom. En nou kom hy en hy sê uitdruklik, ons wapens is nie vleeslik, maar kragtig in die Here om vestings neer te werp.
om daai goeders wat die duiwel wil opbou in jou lewe af te takel. Maar nie net vir my nie. Elkeen van ons wat vanaand hier so sit, en ek weet dit is nou 'n woensdag aand en ons het nou lekker sop geëet en dit is nou klein hondjie siekte en die oogies is swaar en maar verdra my vir 1 sekond, ek is amper klaar, ek het nog so 2 minute oor dan is ek klaar. As ek nie kan instaan vir my broer nie, waar is die liefde? Hoekom sê Paulus in Korintiërs? Nou bly hierdie 3, geloof, hoop en liefde, maar die grootste een is die liefde. Hoekom? Want as ek nie my medekinders van die Here en my medebroers en my mede huiskerkmense in geduld en in liefde kan verdra en bemoedig en aanmoedig en vir hulle bid en vir hulle intree en namens hulle veg nie. Nou die oggend staan ek op my knieë en ek is besig om te bid en ewe skielik sê die Heilige Gees my bid vir pastoor Marius. Ek het hom nooit gevra wat het daai dag gebeur nie. Maar die Heilige Gees sê vir my bid nou vir hom en bid nou dat die Here hom beskerm. 'n paar dae terug, né? Dis 'n paar dae terug. Ja, ek ook. Ek het die gevoel gekry toe bid ek vir hom vroegoggend. Ja. Ja. Die Heilige Gees sê vir my bid nou vir hom, nou, jy moet nou. Ek het net daar my sinnetjie waarmee ek besig was afgeëindig en begin bid en gesê Here bewaar nou vir Marius en sit jou engele om hom en pas hom op. Dis geestelike oorlogvoering. Want weet jy wat, nou vat ek geestelike magte aan. En hoekom het ek nou sê mense, ja, maar hoe kan ons duiwels aanvat? Hoe kan ons met die duiwels gaan fight? Ons is net boksburgers, né? 'n stoffie. As Israel 'n stoffie is, dan is ek 'n kriesteltjie van 'n stoffie. Nou en dan sit ek nog in Boksburg hok. Dis nog erg. Altyd in Brabant sit. Dit. Maar die punt van die saak is, hoe kan ek dit doen? Baie maklik. Baie maklik. In naam van Jesus. Want Jesus Christus het al die mag van die duiwel af gestroop. Hy besit al die mag, behoort aan hom. En hy sê, ek gee dit vir julle, en julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Dis wat die woord sê. Ja. Nou as ek nie kan glo nie, dan kan ek maar net sowel nou my tyd ophou mors op 'n Woensdag aand en ek kan lekker lê en fliek kyk in 'n warm bed. Dat ek vir julle sê, mense, dis waaroor dit gaan. Geestelike oorlogvoering gaan daaroor dat ek die geestelike wapens wat daar tot my beskikking is. Wat is dit? Dis die woord. Dis die gees van God. Dis openbaring. Dit is Godspraak. As iemand opstaan en vir jou sê, so sê die Here en dit is werklik waaronder die salwing van God se gees en dit is die Here wat sê, dan is dit 'n Godspraak. God spreek in jou lewe in deur iemand anderster wat bereid is om daai woord vir jou te gee. Wat ingebid is. Dis geestelike oorlogvoering. Ek loop met 'n vraag en ek kry nie 'n antwoord nie. Want weet jy wat, daar's 10,000 duiweltjies wat probeer om te keer dat die engele nie met hulle antwoorde by my en dan kom die Here en hy drop daai woord net in een van die ander mense in die huiskerk se hart en daai persoon bel my en sê vir my, hey, ek het 'n woord van die Here vir jou. En dan kom die woord by my uit. Hoekom? Want ons is almal wat? Ons is almal wat? Ons is almal medewerkers van Christus in die koninkryk. Ek moet so ingestel wees, geestelik ingestel wees, dat ek 'n instrument in die hande van die Here kan wees, sodat ek vir die Here kan sê, gebruik my. As daar dan mense rondom my wat vreeslik is, help my om hulle terug te bring na die Gees toe, dat hulle deur die Gees gelei kan word, sodat hulle siele kan behoue bly. Weet wat sê Paulus hierso in Korintiërs op 'n kol? Hy sê, weet jy wat, julle hou aan om dinge te doen wat julle nie bedoel, julle weet julle moet nie doen nie. Weet jy wat? Julle werke gaan verbrand. It's going to go up in smoke. Hy sê, maar julle sal gered en behoue bly, soos deur vuur heen, het sal wees asof iemand 'n brandhout uit die vuur uitgeruk het. Nou laat ek nou vir jou vertel vandag. Dit moet fantasties wees om nog steeds die ewige lewe te beerwe en nog steeds in die koninkryk van die hemel in te gaan. Maar om daarin te stap, om gestroop te wees van alles, omdat die duiwel het reg gekry het om jou te neutraliseer.
deur sonde en afvalligheid, dan was jy nie waaksaam nie. Hoor wat sê Petrus, dink is Petrus, ek dink ek het hier vir julle gesê. 1 Petrus, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. En wie gaan hy verslind? Hulle wat in die vlees wandel. As jy nie weet waarom die streep te trek vir die vlees nie, gaan hierdie brullende leeu vir jou beet kry. Mark my words. Né? Paar dinge wat die duiwel nog doen, en ek gaan vinnig een noem en 2 noem en dan is ek klaar. Hy bring vir jou onsekerheid oor jou identiteit in Christus. Ja. Dit is een van die goeters wat ek die meeste optel by ouens. Hulle weet nie wat hulle status in Christus is nie. Hulle weet nie wat hulle in Christus is nie. En dan moet ek nou ongelukkig vir myself 'n vraagteken gooi en sê, maar het hy dan 'n verhouding met Christus? Is Christus in hom en is hy in Christus, as hy nie weet wat sy status is nie? Né? Onsekerheid oor wat my identiteit is. Man, ek is 'n kind van die Here. Dit beteken nie dat ek nie 'n skaduwee gooi nie. Ek gooi nog 'n skaduwee, maar ek is nog steeds 'n kind van die Here. Dis my status. En as kind van die Here kan ek nog steeds na die Vader toe teruggaan, al het ek gesondig. Die verlore seun het gesondig. Hy het teen God gesondig en teen sy pa gesondig. En quite frankly dalk teen sy ou boet ook. Alhoewel sy ou boet het daarom sy share gekry. Sy pa was slim genoeg om dit te doen. Maar weet jy wat het gebeur? Toe hy terugkom, het sy pa hom nie soos 'n diensknegt behandel nie. Hy het hom soos 'n kind behandel. En hy het hom 'n kind gemaak wat hy is. En hy het gesê, kom ons slag die skaap en kom ons vier die fees, want jy was dood en kyk jy lewe. Ons dien 'n genadige God, mense. Moenie laat die duiwel vir jou lieg en sê, die klein sonnetjies wat jou so maklik ombring waarvan die Bybel praat, trek jou weg van jou kindskap van God af nie. Man, staan op en trek jou kuite styf en oorwin daai sondes, want dit is wat ons moet doen. Hy sê, julle moet eerder die sondes wat julle so maklik ombring oorwin. Lê dit neer, lê dit af. Bid en sê vir die Here, Here, help my om hierdie goeders neer te lê. Volgende een, moegheid en kragteloosheid. 60% van die ouens vanaand val in hierdie kategorie. Moegheid en kragteloosheid. Almal is vanaand moeg en kragteloos. As ek so na die gesiggies kyk. Sorry mense, ek bedoel dit nie lelik nie. Nee, moegheid en kragteloosheid gaan daaroor dat, weet jy wat, jy kom op 'n punt waar jy sê, maar nou hang my arms. Nou hang my arms. Die Bybel praat van slap knieë. Rig die slap knieë weer op. Waar's die mense wat moet kom en jou arms optel soos 'n Ben-Hur, toe Moses op die berg was en Josua onder in die vallei beklei het, was daar mense wat sy arms opgehou het sodat hy die oorwinnings kon kry. Waar is die mense wat jou arms moet ophou? Waar is die mense wat jou moet help om deur jou moegheid en jou kragteloosheid te kom? Dis geestelike oorlogvoering. Dis wanneer ek iemand is dat as ek my oë oopmaak kan sê die duiwels, oh shit, daai ou is wakker. Nee. Because why, weet jy wat, jy staan nie vir 'n duiwel terug nie. Geen duiwel kan bokant God se krag en gesag wees nie, en God se krag en gesag is in my. Want Christus is in my. En dan natuurlik, okay, die realiteit van die saak is, ons is in 'n geestelike stryd en oorlogvoering betrokke, maar ons veg nie vir oorwinning nie. Ons veg vanuit oorwinning. Ek is meer as 'n oorwinnaar. In Christus het ek reeds oorwin, want hy het reeds oorwin. Hy sê, hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Nee. Dis die realiteit. Romeine 8:37, maar in al hierdie dinge is ons meer as 'n oorwinnaar deur hom wat ons liefhet.
1 Johannes 5 vers 4, want almal wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Almal wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. Want nou kan ek onwrikbare geloof was nou weer. Ek kyk nou vir jou Neil, want julle het dit nogal 'n interessante naam gevind. Die Hebreëus is Imuna. Imuna. Imuna geloof is onwrikbare geloof, is daai geloof wat nie kan wankel nie. Dis 'n geloof wat sê, weet jy wat, ek sien klaar die oplossing, ek sien klaar die oorwinning, dit moet net nog gebeur. That's what it is, onwrikbaar. En dan sê die woord van die Here vir ons, hy wat glo en nie twyfel nie. Hoekom noem hy dit in een sin? Want baie mense glo, maar dan begin hulle twyfel. En waar kom die twyfel vandaan? Die geestelike magte wat jou kom aanval, kom saai twyfel. Wat het dat die duiwel, sy planne is by ons bekend, wat het hy vir Eva gesê? Is dit wat die Here gesê het? Haai, nooit, dis nie die waarheid nie. Julle gaan nie sterf nie. Hy kom bring twyfel. Dis sy taak, om ons te laat twyfel. Right. 1 Johannes 5 vers 5. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is en reeds die wêreld oorwin het. 2 Korintiërs 4:17, want ons ligte verdrukking wat ons nou het is vir 'n oomblik. Ek is so bly hy sê dis 'n ligte verdrukking. Ek dink Paulus het so baie dinge alself beleef dat wat ek deurgaan nou is vir hom 'n ligte verdrukking. Dis nie vir my nie. Vir my is dit nie 'n ligte verdrukking nie, maar vir Paulus is dit 'n ligte verdrukking. Hy sê want ons ligte verdrukking wat ons is vir 'n oomblik. En dit bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. 2 Korintiërs 4 is ons steeds in Korintiërs. Ons is in Korintiërs mense, ons is in Korintiërs. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. You see, it's all about the spirit. It's not about the flesh. Dis nie die sigbare goed nie, dis die onsigbare goed. As ons iets kan leer vanaand, is dit dat oorlogvoering, geestelike oorlogvoering, is 'n daaglikse job. Jy gaan elke liewe dag van jou lewe aanvalle van die vyand af hê. Jy gaan elke liewe dag van jou lewe gaan jy in die smeltkroes van jou ellende getoets word, gaan jou geloof getoets word. Die woord van die Here sê dit, Paulus sê dit. Hy sê ons word in die smeltkroes van die ellende getoets. En dan bid Jesus vir ons soos wat hy vir Petrus gebid het, en dan sê hy, ek bid dat julle geloof nie ophou nie. OK, dis die inleiding tot geestelike oorlogvoering. Alright. So ek probeer net vir julle skets aan die hand van die mense vir wie geskryf word, die konteks van die skrif, die plek in die skrif, oor hoekom dit die plek is waar Paulus juis begin praat oor geestelike oorlogvoering, want dit is waar die duiwel en sy trawante hoogtyd vuur, want hulle het soveel lekker prime targets gehad met hierdie klomp vleeslike mense. Wys net vir hulle 'n seksie meisie. Dan is hulle onderste bo. Die klomp Korintiërs het geval vir die girls. Okay, en die girls het geval vir die manne ook. As jy nou 'n quiet girl hier rond, was ek ook 'n Korintiër. Okay, fluit, my storie is uit.